Exodus, hoofstuk 30. Jy moet 'n altaar van akasiëhout maak waarop die reukwerk gebrand kan word. Die altaar moet 1 L of ongeveer 45 cm breed en lank wees, want dit moet vierkantig wees. Dit moet 900 mm hoog staan. Die altaar en sy horings moet een geheel vorm. Jy moet die hele altaar aan die bokant en aan die kante met suiwer goud oortrek. Die horings moet ook met goud oorgetrek word. Dan moet jy 'n goue kraans rondom aanbring. Net onder die kraans moet jy aan weerskante vir die twee sykante elkeen 'n goue ring aanbring. Die draaghoute waarmee dit gedra word, moet daardeur gesteek word. Maak dan die twee draaghoute van akasiëhout. Dit moet ook oorgetrek word met goud. Die altaar moet voor die voorhangsel neergesit word. Dit moet reg oor die versoendeksel wat op die ark van die getuienis is staan, die plek waar ek jou sal ontmoet. Aaron moet elke oggend, wanneer dit tyd is om die lampe uit te doof, reukwerk van speserye op die altaar aan die brand steek. En teen sononder, wanneer dit tyd is om die lampe op te steek, moet hy reukwerk van speserye op die altaar aan die brand steek. Dit moet altyd van geslag tot geslag voor die aangesig van die Here gedoen word. Op hierdie altaar mag daar nie vreemde reukwerk gebring word nie. Daar mag ook nie 'n brandoffer of graanoffer daarop gebring word nie. Geen drankoffer mag daarop uitgegiet word nie. Slegs 1 keer per jaar mag Aaron van die bloed van die versoeningsoffer aan die horings smeer. Hierdie reël geld vir altyd, van geslag tot geslag, omdat hierdie altaar hoogheilig vir die Here is. Toe het die Here vir Moses gesê: Sorg dat wanneer jy die weerbare manne in Israel tel, elke man, wanneer hy getel word, die belasting vir sy lewe aan die Here betaal. Dan sal daar nie enige plaag onder die manne wees nie. En dit is die belasting wat elkeen moet gee wanneer hy getel word. Hy moet 'n halwe sikkel of ongeveer 6 gram silwer betaal. Dit moet volgens die gewigte van die heiligdom wees. Hierdie halwe sikkel is 'n offergawe aan die Here. Die manne wat 20 jaar en ouer is, wat getel is, moet hierdie offer aan die Here gee. Ryk en arm moet dieselfde bedrag gee. Niemand mag meer of minder gee as die halwe sikkel nie. Dit is om versoening vir julle siele by die Here te doen. Hierdie geld wat jy by die manne van Israel gekry het, moet jy dan gebruik vir al die werk wat by die tabernakel gedoen moet word. Die Israeliete sal dan onthou dat die Here hulle losgekoop het. Toe het die Here vir Moses gesê: Maak 'n waskom van koper waarin daar gewas kan word. Die voetstuk moet ook van koper wees. Jy moet dit tussen die tabernakel en die altaar neersit en water daarin gooi. Aaron en sy seuns moet hulle hande en voete daaruit was. Hulle moet hulle hande en voete was as hulle by die tabernakel ingaan of as hulle dienswerk by die altaar gaan verrig, sodat hulle nie doodgaan nie. Hierdie reël geld vir altyd, van geslag tot geslag, vir Aaron en sy nageslag. En die Here het vir Moses gesê: Jy moet van die uitsoekspeserye die volgende hoeveelhede neem: 500 sikkel of ongeveer 6 kg fyn gemaakte mirre, 250 sikkel of ongeveer 2,9 kg kaneel wat 'n lekker geur het, 250 sikkel of ongeveer 2,9 kg kalmoes, 500 sikkel of ongeveer 6 kg kassie en 'n hin of ongeveer 3,8 liter olyfolie, alles volgens die gewigte van die heiligdom. Maak dan daarmee 'n salfolie wat heilig sal wees, soos net 'n salfmenger dit kan doen. Dit moet 'n baie heilige salfolie wees. Met hierdie salfolie moet jy die volgende voorwerpe salf: die tabernakel, die ark met die getuienis, die tafel en al sy gereedskap, die kandelaar met al sy gereedskap, die reukaltaar, die brandofferaltaar en sy gereedskap, asook die waskom met sy voetstuk. Heilig al hierdie voorwerpe en dit sal hoogheilig wees. As iemand aan enige van hierdie voorwerpe raak, sal hy heilig word. Jy moet vir Aaron en sy seuns ook salf en heilig, sodat hulle my in die priesterampt kan bedien. Vir die Israeliete moet jy sê: Dit sal vir die Here 'n heilige salfolie wees, van geslag tot geslag. Hierdie salfolie mag nie op enige gewone mens gebruik word nie. Julle mag ook nie enige ander salfolie volgens die resep vir julleself maak nie, want dit is heilig en dit moet vir julle ook heilig wees. As iemand 'n soortgelyke salfolie meng,
of as iemand dit gebruik op 'n persoon wat nie in die priesterampt diens doen nie, moet daardie persoon doodgemaak word. En die Here het vir Moses gesê: "Vat gelyke hoeveelhede van die volgende speserye: hars, naaltjies, galbanum en suiwer wierook. Maak dan reukwerk daarvan, soos net 'n salfmenger dit kan doen. Jy moet sout ook byvoeg. Dit moet suiwer en heilig wees. Jy moet van dit verpoeier en voor die getuienis in die tabernakel neersit, die plek waar ek jou ontmoet. Dit sal hoogheilig wees. Die Israeliete mag nie vir hulle soortgelyke reukwerk maak volgens hierdie resep nie, want dit is heilig aan die Here. As iemand soortgelyke reukwerk maak, moet hy doodgemaak word."